Sy regte agter, daar sy. Ek wil vir 'n oomblik net terugkyk na verlede week, waar ons gesels het oor gewoontes, wat gewoontes is, die krag wat in 'n gewoonte lê, en hoe 'n gewoonte in 'n sekere sin 'n ou se doen en late begin beheer of reguleer, wat ons dit ook al wil noem. In die lig van wat ons verlede week hanteer het en die twee skrifgedeeltes, wat baie ernstig is en 'n vermaaning bevat oor die belangrikheid van die doen wat die Here wil hê ons moet doen, wil ek net sê, mag daar nie 'n misverstand dalk wees, dat ons uit daai twee skrifgedeeltes aflei, dat my goeie dade my bestemming kan bepaal nie. Dat ek deur die doen van my goeie dade 'n plek in die hemel kan verwerf nie. Dit is baie ver van die waarheid verwyder. Wat ons wel vir mekaar verlede week gesê het, is dat daardie twee skrifgedeeltes dit onomwonde stel dat die doen van die regte ding, goeie dade, om lig te wees, is 'n resultaat as ek 'n kind van die Here is, 'n verloste is, reeds die volle erfdeel ontvang het, dan doen ek dit. My lewe kan nie anders nie, ek baar daardie vrugte. Vandaar ook dan die gelykenis oor die wingerdstok en die lote, wat presies dieselfde sê. Waar Jesus sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. En ons weet vrug dra aan die loot, nie die stok nie. En verder sê hy, my Vader is die landbouer, en waar 'n loot nie vrug dra nie, sny hy dit af. En dis die twee gedeeltes verlede week, net om te sê, wanneer ek en jy bely dat ons kind van die Here is, sal ons die vrug dra wat daarby pas. En dat 'n boom wat nie die regte vrug dra nie, uitgekap word. Maar as dit gaan oor my eindbestemming, Jesus se woorde is baie duidelik in Johannes 14. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So 1984, as ek dit reg onthou, het ek klas gekry by Dr. Marie Jansson. En hy het op 'n stadium vir ons gesê, as jy, want op daai ouderdomsfase was die meeste van ons of pas getroud of verloof op pad om getroud te wees. En hy het gesê, om vir jou vrou te sê, ek is lief vir jou, dra weinig waarde. Hy sê, maar na 'n lewe van 40 jaar saam, waarin jy konsekwent vir haar lief was, sal sy die een wees wat kan sê, hy is lief vir my. Dieselfde as kind van die Here. Om op 18 of watter ouderdom ook al my hart vir die Here te gee en sy kind te word, is woorde. En dit dra min gewig. Om na 'n lewe van 60, 70, 80 jaar, as ander terugkyk na wat ek gedoen het, wat ek geleef het, en dan kan sê, hy of sy was waarlik 'n navolger van die Here Jesus Christus. Hulle hele lewe was deurspek met dade in navolging van die Here. Dan net weer verlede week 1 Johannes 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Afrikaanse vertaling, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met daad bewys word en dan in opregtheid. Het is interessant dat die Bybel homself aanvul, nooit weerspreek nie. As ek goeie dade wil doen, moet ek dit nie op die straathoeke gaan doen nie, my linkerhand moet nie weet wat my regterhand doen nie. In opregtheid, wat ek ook al doen, wie my ook al sien, waar ek ook al is, as lig in hierdie wêreld, doen ek
En dit gaan oor die opregtheid van my hart, wanneer ek dit doen. Kom ons sê dit laat dan week 1 daar. Vandag gaan ons gesels oor 'n stil hart voor God. Die hoofstuk sê om in stilte, in gebed te verkeer. En daar's 'n belangrike ietsie wat bykom. Ek en jy weet gebed is om in gesprek met die Here te wees. Dis half die definisie waarmee ek en jy groot geword het. Hier kom 'n moment van stilte by. In stilte kom die in gesprek, in gebed met die Here. Dan besef ons dat gebed oor meer gaan as 'n gesprek met God. Ons het groot geword, iewers het ons dit dalk met moedersmelk kan ontvang, maar ek en jy gesels met die Here in gebed. En in die gesels is die ou wat die woord het, ek en jy. En ons deel met die Here 'n paar dinge. En ons weet, daar is mooi dinge oor gebed al gesê. En dat daar 'n element van lofprysing moet wees. Daar moet 'n element van danksegging wees. Daar moet 'n element van verwondering wees. Daar moet 'n element wees waar ek die Here in sy naam groot maak. En dan is daar 'n element wat ek met die Here my hart deel. Maar in praktyk, heel dikwels word dit dat dit gebed 'n gesprek is waar ek doodgewoon met die Here my gebedslysie deel. Persone, plekke, instansies, omstandighede waar daar nood is, wat ek aan die Here se voete kom sit. Maar ook in my eie lewe waar ek met hom deel, wat is die behoeftes van my hart. En soms kan dit gebeur dat dit die slotsom word, die totaal van my gesels met die Here. Vandag gaan ons iets anders op die tafel sit, die andersoortigheid van wat gebed kan wees. En dit bring die element van afsondering. Afsondering in ons Afrikaanse taal beteken, ek gaan sit iewers in 'n bos onder 'n boom, ek is alleen, ek is afgesonder van die wêreld. In die konteks van gebed en gesprek met die Here en kind van die Here wees, is dit nie waar ons gedagtes moet gaan nie. Die Engelse terme sacred silence en sacred place gee meer en beter inhoud as ons wil gesels oor die betekenis van om in afsondering, in gebed, in gesprek met die Here te wees. Sacred silence, as jy dit in Afrikaans wil vertaal, dis 'n heilige stilte. Maar die heilige impliseer God. So dis 'n goddelike stilte. Dis 'n stilte waar God se teenwoordigheid 'n werklikheid kan word. Sacred place, 'n heilige plek. 'n Plek waar ek alleen tyd spandeer met die Heilige, die almagtige God. En die kuns is, maar ook die wonder is dat ek en jy dit kan moontlik maak, enige plek, enige tyd, in my en jou persoonlike lewe. Ingenieur vertel vir my, as gevolg van sy dagboek, hy vlieg baie, hy's baie nie eens in die land nie, het hy nou 'n staande afspraak, ek dink 1 keer in 3 maande, om 'n dag se verlof te neem. In hulle spesifieke dorp is daar 'n pragtige tuin, die dorpstuin, en daar te gaan sit. Dis hoe dit werk in sy program. Baie van ons lidmate het die voorreg om as seniors na 60 Dinsdae gratis toegang te hê tot die botaniese tuin. Hulle sal vir jou sê, dis my weeklikse afspraak. Maar kom ons vat dit 'n tree terug. Hierdie is 'n daaglikse afspraak. Baie van ons sê, ek sit in die tuin. Dis my sacred place, waar ek 'n stukkie sacred silence, heilige stilte met die Here kan beleef. Sommige het die voorreg en sê, ek kon iewers in my huis, iewers in 'n hoekie, my gebedskamer inrig.
Ander sê weer, ek trek my studeerkamer toe, ek trek my werkskamer toe, en voor ek die masjiene aansit, is dit my sacred place, my sacred time, waar ek met die Here tyd spandeer. Ander sê, as ek op kantoor kom, maak ek my deur toe vir 'n halfuur. Dis my plek, my tyd. Ek ken 'n werktuigkundige. Hy sluit die werkswinkel 'n uur vroeër oop. En dan, daar in sy werkswinkel, tussen al die voertuie wat daar staan, tussen al die toerusting wat op die grond lê, het hy 'n sacred place. En is daar 'n sacred silence, wat hy alleen tyd met die Here het. Ek en jy, al wat ons nodig het is 'n wilsbesluit. Die plek is reeds in ons lewe, en om die tyd te maak is in my en jou hande. Baie van ons mamma sê, ek moet 6:30 die kinders wakker maak. Ek staan 4:30 op. Ek gaan sit in die woonvertrek, weg van die res van die huis wat lê en slaap. Dis my sacred place, waar ek 'n sacred silence, tyd met die Here het. Wat is die geheim? As ons vandag 'n realiteit wil maak in ons gebedlewe, die faktor van gereeld opdaag. Ek alleen het beheer van my tyd. En ek is die een wat toegang het tot al die plekke waar my voete kom. Maar ek moet 'n wilsbesluit neem om te sê, ek doen dit. Daar's 'n bepaalde tyd, daar's 'n bepaalde plek. Of dit by die kantoor is, in my werkswinkel is, in my tuin is, maak nie saak waar nie. Dit gaan nie oor die plek nie. Dit gebeur nie net in die bosveld onder 'n boom, langs die see op 'n rots nie. Dit kan gebeur in my TV-kamer, as die son nog besig is om op te kom. Om te kan luister, moet ek kan stil bly. En vir my en jou is ons menslike belewenis, in stilte gebeur niks. Waar ek en jy in stilte saam met die Here is, sal daar altyd iets gebeur in die gees. Maar ons skram weg van stilte. Daar is party persone in die menswetenskappe wat sê, die grootste strafmiddel, as jy iemand regtig wil martel, sit hulle alleen in 'n klein vertrekkie en los hulle alleen. Jy hoef nie 'n vinger op hulle te lê. Los hulle net alleen. Die stilte maak hulle mal. Ek en jy kan nie meer stilte hanteer nie. Ons het verslaaf geraak aan geraas. Dis die eerste ding wat ons in die oggend doen. Ons sit iets aan wat kan raas, of dit die TV of die radio is. Dis die eerste ding wat ons doen as ons in die kar klim. Ons sit die radio aan. Dan moet tog net nie stilte wees nie. Terwyl stilte 'n ongelooflike manier is om met God te kommunikeer. In die woorde van ons middelste, wat altyd voor my kom sit het, as ek besig is, hy gesels en ek antwoord, maar hy kan sien pappa is besig met die rekenaar, dan staan hy voor my, dan draai hy my kop so. Dan sê hy, pappa, nou luister jy met jou oogies. Wanneer luister ek en jy met ons oogies, as ons met die Here in gesprek tree? Wanneer ons stil is, en stil bly, en wag op die Here. Jaco haal die gedeelte aan van Moeder Teresa, toe hulle vir haar gevra het, as jy met die Here praat, wat sê jy? Dan sê sy, die meeste van die tyd niks, ek bly maar net stil. En toe vra hulle, maar wat sê die Here? Sê die Here sê ook die meeste van die tyd niks nie. Maar hulle is in mekaar se teenwoordigheid. Hulle beleef mekaar se teenwoordigheid. Gebed is 'n misterie wat die een wat bid op allerhande maniere verras. Kon jy dit al ontdek? Kon jy dit al beleef? Want wat gebeur wanneer ek en jy soos Moeder Teresa aan die Here se teenwoordigheid is, ek sê niks en hy sê nie in 'n hoorbare stem niks nie.
Maar ons gees is in sy gees se teenwoordigheid. Ek beleef sy teenwoordigheid. Ek word in 'n sekere sin herlaai. Ons het 'n voorbeeld wat ons gebruik met die huweliksnaweke. Om te sê, en nou praat ons spesifiek nou oor liefdestale, en as ek my maat se liefdestaal praat, deponeer ek in sy of haar liefdestank. So ek is besig om daai tankie vol te maak. En wat gebeur as daai glas oorloop? Dit wat om die glas is, ontvang. Ek kan nie liefde gee as my liefdestank nie vol is nie. En hoe leer hy word, hoe minder is die potensiaal om te gee. Ek en jy het ook geestelike tank. En dis wanneer daai tank vol is, met die teenwoordigheid van die Here, dat ek en jy in staat is om te gee. Die Here Jesus het gegee. Sy aardse bediening was 'n bediening van gee, van doen, van genees, van kos gee, van vermeerder, van aanraak. Die gedeelte waar die vrou met bloedvloeiing aan sy kleed geraak het. Wat sê hy vir die disippels? Ek kon voel hoe krag uit my vloei. Dis nie net nog iemand wat aan my kleed geraak het nie. Dis iemand wat van my wou ontvang en ek het gegee. En so ook as kinders van die Here. As ons onsself kan voorstel, as jy daai lampie begin afdraai, word die vlammetjie net kleiner en kleiner. Ek en jy is die lig. Maar soms word ons ligweesomstandighede flouer en flouer. Dis nie dat die lig nie meer daar is nie. Die lig het net nie meer die kapasiteit om helder te skyn. Ek het nie meer die kapasiteit om te doen nie. Wat het Jesus gedoen? Of na die dag of voor die dag het hy hom afgesonder in stilte om in gesprek met die Here, sy Vader, te verkeer. En dis waar sy lig weer, in terme van ons vandag, die batterye gelaai is. Kon hy weer die volgende dag of later die dag toetree tot die mense en die skares, en hy kon bedien en hy kon weer wonderwerke en dade doen. Want die Vader en sy teenwoordigheid saam het hom in staat gestel om geestelik te vernuwe, te herlaai. Sy glas het weer vol geword. Jaco gebruik die verhaal van Ron Rolheiser en sy moeder. Soos die tyd gestap het en sy ouer en sieker geword het die woorde al hoe minder geword. En daar het 'n tyd gekom, as hy by haar kom kuier het, dat daar nie meer woorde was nie. En hy het gesê, ek het net gesit, en my teenwoordigheid was genoeg. Omdat ons mekaar so goed ken, was dit nie meer nodig om iets te sê nie. En dis as kind van die Here dieselfde. Hoe meer ek in teenwoordigheid van die Here is, hoe meer ek hierdie afspraak, hierdie heilige stilte met hom beleef, hoe minder gaan woorde belangrik word. Net om te wees in mekaar se teenwoordigheid is genoeg. Ek kan so daarmee identifiseer. Toe my moeder in die laaste maand of wat was kommunikasie onmoontlik. Demensie het haar gevat na 'n wêreld wat ons nie deel van het nie. Maar as ons daar was, as ek daar was sy bewus van my teenwoordigheid en ek bewus van haar teenwoordigheid. En daai laaste halfuur wat dit my voorreg was om haar hand vas te hou, ons was bewus van mekaar se teenwoordigheid en tasbaar van die Here se. En die oomblik toe Mariaan die vertrek binnekom en my moeder haar teenwoordigheid beleef het die Here haar kom haal en sy het haar laaste asem uitgeblaas. Sonder woorde.
'n sacred place, 'n sacred silence, maar een ding verseker, daar was kommunikasie. Ou Testament, Nuwe Testament, Jakob, Moses, Hanna, Elia, Daniel, Jona, Petrus, Paulus. En wat vind ons? Alleen in stilte met die Here. Dis 'n gebruik wat ons vind van die eerste hoofstuk van die woord van die Here tot die laaste. Hier is, as ek reg is, 13 skrifgedeeltes waar Jesus alleen met sy Vader in gesprek was. So as ons vanoggend sê, en Jakob vir ons dit bring om te sê, mag dit deel word van jou gebedslewe, is dit nie 'n vreemde konsep nie. Dis 'n reg Bybelse konsep, wat hulle in die Ou Testament gedoen het, in die Nuwe Testament gedoen het, en wat Jesus tasbaar keer op keer vir ons kom leef het, dat dit regtig deel was van 'n bepaalde manier om in die Here se teenwoordigheid, alleen in stilte, saam met hom te verkeer. Jakob sê daar's 3 gebede of gebedsmomente wat hy voorstel ek en jy deel moet maak van ons gebedslewe. So kom ons sê hier, voor ons verder gaan, dat daar met my en jou gebedslewe niks fout is nie. Die manier hoe jy tans met die Here kommunikeer is reg. Hoe jy tans jou gebedslewe struktureer is heeltemal reg. Jakob sê nie ons moet dit verander nie. Hy sê nie dis verkeerd nie. Hy sê nie ons moet 'n nuwe manier van bid ontwikkel nie. Maar soos Tom laas jaar gesê het, jy kan doodgewone gebruike, gewoontes wat jy het, vat en deur 'n moment daarop te stapel, daaraan te koppel, gee jy dit nuwe inhoud. En dit stel jou in staat om God in die gewone van elke dag te beleef. Wat Jakob in hierdie hoofstuk kom sê is, deur jou gebedslewe te vat en hierdie 3 elemente te inkorporeer, deel daarvan te maak. In Tom se woorde, dit te stapel op jou bepaalde bestaande gebedsgewoontes, kan jou gebedslewe verryk. En dit lei direk daartoe in die konteks van sy boek wat hy sê, kom ons lewe lig. Ons is die lig, maar kom ons lewe dit, kom ons begin dit doen. En hierdie hoofstuk sê, as ons hierdie 3 elemente deel maak van ons gebedslewe, gaan dit my en jou in staat stel as kinders van die Here, as ligdraers, om met groter gemak lig te dra, lig te leef, dit te doen. Die eerste moment is die moment van stilte. En kom ons wees eerlik, ek kan miskien nou net namens myself praat. Nêrens in my groot word, in my studies, in wat ook al, kursusse oor gebed, wat ek in my lewe al en daar's baie deurloop het, is daar pertinent hierdie ding om te sê, die eerste momente van jou gebed moet stilte wees. Die spreekwoord sê, ons val met die deur in die huis. En so doen ek, waarskynlik jy ook in ons gebedslewe. Liewe Here, liewe Vader, hoe ons ook al die Here aanspreek, en dan val ek met die deur in die huis. En ek deel my hart met die Here. Dis nie verkeerd nie. Jakob sê, vat 'n treukie terug. Begin. Roep die Here se naam aan. Sê vir hom, ek is hier, Here, U is hier. En dan is dit my tyd om vereers stil te bly. 2 gedeeltes wat hy by aansluit as hy hierdie gebedsmoment voorstel. Psalm 46, wees stil en weet dat ek God is. Jesaja 30, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Wat gebeur as jy dit doen? 2 dinge. Ek sien anders, ek hoor anders. En ek tree anders op. Die oomblik as ek, waar ek ook al is, vir my is my gunsteling plek in die tuin. Maar om dan gewoon te kyk na blomme,
Nou die oggend sien ek ons rooi rose. Almal lyk soos 'n normale roos, maar hier's een roosknop wat gekartel is. Ek het dit in my lewe nog nooit gesien nie. Daai hele roosknop, soos hy oopgegaan het, is gekartel. Daar's nie 'n enkele roosblaartjie wat soos ons gewone roosblare, maar net 'n gelyke profiel het nie. Hy lyk of hy deur 'n masjien gedruk is en gekartel is. Maar dit was in stilte, waar ek nie gefokus het op wat ek wil sê nie, maar nou sien ek dinge raak, wat ek normaalweg nie raak sien nie. En dit maak my opgewonde, onmiddellik beleef ek die Here, hoe dit moontlik is aan een roosboom. Hierdie uniekheid kan net sy hand wees. Vanoggend die Tarantale besoek min ons straat van die Koppie af. Vanoggend sien ek hulle ver in die straat. Nou ek het al 'n keer wat kos gegee. So ek besluit vanoggend gaan ek die hek oopmaak. En ek gaan staan in die hek en ek maak of ek iets strooi. Hulle is 5 en die eerste een wat raak sien begin hardloop. Hy kom hek toe. Maar ek het toe reeds die mieliegrys in my hand. Ek besluit toe, vandag gaan ek iets anders doen. Ek gaan julle nie buite in die straat voer nie. Ek gooi dit in die erf. In die sypaadjie op pad voordeur toe. En ek gaan sit op die trappie. 3 tree van hulle af. En hulle kom in. En hulle kom daar en hulle kom eet daar. 3 tree van my af. Ek kan die gesiggies, ek kan die ooghaartjies tel. Maar dit was vir my 'n sacred silence, 'n sacred place. Dit is so maklik om dit te skep, maar dit is 'n nuwe manier van doen wat ek en jy moet aankweek. Want dan raak ek bewus van God se teenwoordigheid. Dan hoor jy hom praat oor dinge wat hy normaalweg nie praat nie. En ja, nie in 'n hoorbare taal nie, maar dis iets, ek het vanoggend ervaar, ek kry 'n les oor vertroue. Want vir hierdie Tarantaal om in hierdie erf in te kom, en 3 tree van my af te kom staan en te eet. Daar's 'n ander element wat net nie in die straat teenwoordig is nie. Ek sal nooit so naby hulle in die straat kom nie, hulle hardloop altyd weg. Jy hoor sekere dinge en sien sekere dinge net raak as jy tot stilstand kom, as jy stil raak en oplet. So Jaco sê, maak nie saak hoe ons gebid het nie, bly so bid. Maar aan die begin van die gebed, begin met hierdie moment. Bly stil, luister, sien, kyk, en wees net bewus van die Here se teenwoordigheid. Dan sê hy, iewers in ons gebed, maak nie saak waar nie. Ek en jy het elkeen 'n gebedslysie van persone vir wie ons bid. By daai lysie, voeg net hierdie gebed by. Breek my hart met die dinge wat u hart breek. Dis 'n gebed wat een van die dogters in een van sy ekohuise gebid het en bekend gestel het in hulle as ekogemeenskap. Wat sê dit? Wat doen ek as ek daai gebed bid? Ek sê, Here, stel my in staat as ek na mense en situasies kyk om deur Jesus se oë te sien wat hier gebeur. Here, help my as ek voel om met u Vaderhart te voel, hoe u hart voel in situasies waar ek my bevind. Want sê hy, die oomblik as ek dit begin doen, as dit deel vorm van elke dag se gebed, gaan daar iets in my hart gebeur, iets in my oë gebeur. Die res van daai dag gaan ek nader beweeg aan mense, dinge, situasies. En hy sê, dit gaan oor simpatie en empatie. Ek het simpatie met die ouens in Oekraïne en die oorlog. Dis oor 'n afstand, dit vra niks van my. Maar ek is in 'n parkeerterrein en hier is 'n persoon wat voor my val, nou het ek empatie, want ek stop, ek help die persoon op. En dis die verskil as ek hierdie gebed begin bid, om te sê, Here, laat ek sien wat u sien,
Laat ek voel wat u hart voel. Breek my hart as u hart gebreek is. Daardie dag sal ek julle harte skoon was en nuut maak. Julle sal anders dink, anders lyk, anders doen. Die harte van klip weg, van yster weg, gee julle weer 'n hart van vleis, wat die regte ding doen. Iemand kom in een van ons hospitale, besig met aflewerings. 'n Dagboek wat so vol geboek is. Daar's nie 5 minute ekstra nie. Toe daardie persoon uit die huisbak klim om die volgende aflewering te gaan doen, vang die hoog, 'n egpaar wat sit voor intensief. Hulle is hartseer, hulle huil. So wat gebeur in daai oomblik? Breek my hart met die dinge wat u hart breek. Hier sit 2 mense. Dis duidelik dat hulle hartseer is. Stap nader en vra hoekom? Hoekom is julle hartseer? Wat breek julle hart vanoggend? Ons dogter lê in intensief. Sy was gister in 'n ernstige motorongeluk. Ons weet letterlik nie of sy die volgende uur sal leef nie. Gaan sit by hulle. Hou hulle vas. Woorde is onnodig. Wees net daar. En dan maak die Here die deur oop. As ek vra, kan ek nou vir julle bid? Asseblief. Waarskynlik as jy dit gevra het en verby hardloop sou die antwoord gewees het, ons is reg, dankie. Maar die oomblik toe daar gesit word en vasgehou word en net stil gebly word en deel is van my seer, het die deur oopgegaan om te sê asseblief, bid ook vir my. Henry Nouwen sê in sy boek The Wounded Healer, want almal van ek en jy is wounded healers. Nie een van ons is sonder ons eie gebrokenheid nie. En wanneer ons gebrokenheid en hartseer teekom, is die beste wat ons onsself kan beskryf, wounded healers. Iemand wat vir iemand anders sy hand uitsteek, wat self 'n stuk gebrokenheid dra. En dan sê hy in hierdie boek van hom, you cannot take away suffering without entering. Jy kan nie die hartseer van iemand probeer verlig as jy nie deel word daarvan nie. As jy nie self daar gaan sit het en sommer net stil gebly het en net hande vasgehou het nie. Breek my hart met die dinge wat u hart breek. 'n eenvoudige gebed, 'n enkel sin, maar dit kan my en jou hele gebedslewe en ons bestaan as kinders van die Here verryk en verander. Want as ek dit vanoggend bid, 4:30 in my studeerkamer by die huis wat my Sacred Place is, gaan die Here my nie onmiddellik antwoord nie. Maar hy gaan my 5 ure later, as ek uit 'n huisbak uitstap en ek sien 2 persone wat sit en huil, gaan ek weet, dis hoe die gebed geantwoord word. Dit breek my hart. Ek wil hê dit moet jou nou breek. Vergeet van jou besige program. Gaan sit by hulle. Breek my hart met die dinge wat u hart breek. Dat ek kan sien met Jesus se oë, kan voel met die Vader se hart. 'n derde gebed. Die gebed om aan te meld vir diens. Weereens 'n enkel sin. Wat hy voorstel, maak dit net elke oggend deel van jou gebed. Hoe jou gebed ook al mag lyk. Here, vandag stel ek myself beskikbaar. Here, vandag wil ek hê jy moet my gebruik. Wys my waar. Wys my wanneer. Die voorbeeld in sy boek is skitterend. Een van die jong dames in een van die ekohuise het deel geword van die ekohuis uit baie slegte omstandighede. So sy is daar, sy is getraumatiseerd en toe
terwyl sy daar is, beëindig haar vriend hulle verhouding. En dit was die strootjie wat die kameel se rug gebreek het. Sy storm uit die huis uit buite haarself. En sy hardloop net skreeuende die straat af. Tot sy te moeg is om verder te hardloop. En sy gaan sit. Terwyl sy daar sit, hoor sy iewers 'n hekkie oopgaan. Sy weet nie eers watter huis nie. Die volgende wat sy voel, is die hande van 'n vrou wat langs haar kom sit het. En al wat hierdie vrou gedoen het, is haar vasgehou. En na rukkie het sy haar kop op haar skouer begin sit. En al wat sy gedoen het, sy het hartstogtelik gehuil. En toe sy haar hart uitgehuil het sy opgestaan en teruggestap. Sy weet nie watter huis en wie hierdie vrou is nie. Maar sy sê die volgende. Sy sê, julle het altyd vir my gesê, die Here is lief vir my, ek kon julle nooit glo nie. Vandag het ek dit gevoel, die Here is lief vir my. En nou glo ek dit. So hierdie vrou het gewoon aangemeld vir diens. As dit ek en jy was, sou ons daai oggend gebid het, Here, gebruik my vandag. Ek wil aanmeld vir diens. Ek is gereed om gebruik te word. En die oomblik, toe daai meisiekind daar verby hardloop, besef jy, ek moet aanmeld vir diens. As ek en jy nie die gebed bid nie, wat sou waarskynlik gebeur het? Kyk deur die venster, ek sien hierdie jong meisie hardloop verby, al skreeuende, ek wil nie hierby betrokke raak nie. Maak net die gordyne toe. Ek het die gebed gebid. Here, dis nou. Ek meld aan vir diens. En wat gebeur? Sy het nie 'n enkele woord gesê nie, sy het haar net vasgehou. Saam met haar gesit op 'n paadjie in die straat. En wat is haar getuienis? 1. Ek het vandag die Here beleef. Hy het my vasgehou. Kom my hart uithuil op sy skouer. Hy is lief vir my. 2. Nou glo ek dit. Dis wat gebeur as ek en jy aanmeld vir diens. Maar iewers moet ons die grond skep, die geleentheid skep, die aarde regmaak, ontvanklik maak om te kan doen. En dis vir my die sinvolheid van die voorstel wat Jaco op die tafel sit. Inkorporeer in jou gebedslewe. Here, hier is ek meld aan vir diens. Jaco sê gebed is nie 'n poging om God se wil te verander nie. Hoe baie keer probeer ek en jy nie God se wil verander nie. Wat was Hizkia se gebed? God, verander u wil. Die profeet het nou net vir hom kom sê, die Here sê, jy sterf vandag, groet. Wat doen hy in sy binnekamer? Here, spaar my lewe, verander u wil. Sit nie baie keer die inhoud van my en jou gebede, Here, verander u wil nie. Hy sê, gebed moet nie 'n poging wees om God se wil te verander nie. Gebed moet 'n poging wees om God se wil te leer ken. Ek moet vandag iets doen wat ek normaalweg nie sal doen, om uit my huis uit te gaan, my hekke oop te maak en 'n vrou wat gil in die straat afhardloop, agterna te sit en by haar te gaan sit nie. Dis wanneer ek sy wil leer ken. Gebed is 'n manier om aan te meld vir diens. Skrifgedeelte wat hy hier gebruik is Matteus 9. Hy het hulle innig jammer gekry. Hy sê vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan nou, dat die Here aan wie die oes behoort, arbeiders sal stuur. Dis 'n baie interessante gebed, en ek weet nie of jy dit al ooit gelees het in die konteks van die volgende hoofstuk nie. Maar is ironies, die Here sê vir sy disippels, julle, daar's baie werk. Dit en dit en dit en dit en dit moet gedoen word. Daar's baie min hande. Wie gaan dit doen? Bid nou die Vader en vra vir hom om die hande te voorsien. En wat gebeur in die volgende hoofstuk, die eerste vers?
Hy stuur die 12 uit. Here, die Here het gehoor. Hele 12 is die hande. En dan die volgende klompie verse, wat moet julle gaan doen? En dit is die wese van 'n gebed wat sê, Here, ek meld aan vir diens. Wat sê ek daarmee? Here, ek weet daar's baie werk om gedoen te word. Here, ek weet die hande is min. Maar stuur my. My hande is beskikbaar. Ek kan. Maar toe ontdek hulle dat Jesus hulle die antwoord op hulle eie gebede gemaak het. So dis sy derde moment, sy derde stukkie gebed wat hy vra, kom ons voeg dit in ons huidige gebedslewe. Wat kan my keer? As ons nou vandag uitstap en hierdie week tegemoet gaan, wat kan keer dat ons hierdie 3 elemente invoeg? Dat ek nie begin met daai stilte waar ek op die Here fokus nie. En kom ons sê vir mekaar, dis vreemd. Ons moet dit inoefen. Begin, al doen jy vir 2 weke net 'n minuut, is dit goed. En dan 2 minute. Later kom jy agter, ek wil nie ophou daarmee nie. Tweede faset, om doodgewoon te sê, Here, vandag wil ek met u oë kyk, ek wil met u hart voel. En 'n derde kort gebed, Here, al is dit dan die laaste sinsnede van my gebed, vandag meld ek aan vir diens. Wat keer my? Dink die eerste ding, stilte. Ons is so bang vir stilte. Ons is so bang vir ongemak. Dis vreemd om te dink, ek sê, Here, hier is ek, kom ons gesels, en ek bly stil. Tweede ding, ek is gewoond, as ek bid, dis nou die tyd, ek kan nie wag om met die Here my hart te deel nie. En dis reg. Kom ons doen dit na die stilte. Ek ervaar as dit by gebed kom, ek tekort skiet en ek voel minderwaardig oor my eie gebedslewe. Ons het nie almal dieselfde gawes ontvang nie. Om te bid en om die gawe van gebed te hê, moet ons nie met mekaar verwar nie. Om die gawe van genesing te hê, so is dit om die gawe van gebed te hê. Daar is sommige mense wat as dit by gebed kom, 'n spesiale salwing het. En ek moet myself nooit met hulle vergelyk nie. Soos ek myself nooit vergelyk met iemand wat die gawe van genesing het nie. Ek is wie ek is en die Here het my gawes gegee. My gawes is dalk gasvryheid. Ek is op my gelukkigste as ek iemand kan verwelkom, kan gesels. As dit kom by gebed, dis 'n individuele 1-tot-1 verhouding met die Here. En ek hoef nooit minderwaardig te wees nie. Want as ek op my knieë sak voor die Here, is ek gewoon sy handewerk. Is ek die een wat hy gevorm het in die moederskoot. Die een vir wie hy gesê het, jy's kosbaar vir my. Die een wat hy sê, ek ken jou by die naam. Dis die persoon wat die Here sien as ek op my knieë staan voor hom, op my sacred place en ons sacred silence het. So gooi dit vandag van jou skouers af. Jou gebedslewe en hoe jy bid, moet jy met niemand vergelyk nie. Dis tussen jou en die Here. En as hy na jou kyk, sien hy sy handewerk. En hy vergelyk my en jou nie met die een langs ons nie. Tradisie, glo ek in gebed of glo ek in God, dis 'n baie fyn nuance, maar dis tog iets wat ons onsself moet afvra. Ek self sê baie keer, en dit was nou die krag van gebed. Ons gaan nou binne sekondes hoor hoe die Here se krag na vore kom waar sy kinders bid. Maar sien dit in die konteks van Paulus wat sê, wanneer ek swak is, ek en jy as mens, kom sy krag na vore. En wat doen ons in gebed? Ons bely ons swakheid, ons magteloosheid, die feit dat ons niks kan doen nie. En dan loof ons die Here wanneer hy sy krag openbaar het. So volgende keer, as ons sê, sis of so,
Dit het gebeur in sy of haar lewe, die vuur het onverklaarbaar geblus. Kom ons sê, en hoe groot is ons God, wat dit gedoen het. Soos ek sê, ek begin by myself, ek sê maklik, en dis 'n bewys van die krag van gebed. Ons moet nie glo in gebed nie, ons moet glo in God, tot wie ons bid. En dan 'n laaste faset, nood leer bid. Dis 'n groot nee. Nood moet my nooit leer bid nie, ek moet in die gebedsgewoonte wees, jaar in en jaar uit, somer of winter. Ek moet altyd bid, ek moet altyd opdaag. En hierdie momente, hierdie 3 ook, moet blywend deel wees van my gebedslewe. Ek wil graag geleentheid gee. Ons het hierdie week op verskeie van ons gebedsgroepe saam gebid. En daar het 'n wonderwerk gebeur. En ek wil net graag geleentheid gee. Net gou die mikrofoon hier reg kry. Ek gaan nou kom help. Dankie Maarten. As die kabel langer was, kom ons kyk. Hier is die kabel, daar is hy. As hy hou maar net naby. Ek gaan nou nie vir julle kyk nie, liewe gemeente, goeiemôre aan almal. My naam is Hendrik Broderik en dis my vrou Ria. En die kinders sit hier agter ons in die gemeente. Die liewe Here het wonderlike werk gedoen hierdie week in ons familie. Dominee Henny se boodskap vanoggend is presies op toepassing van ons familie. Ek vra nou dat my dogter Melanie net sal opstaan. Dankie my kind. Hierdie kind van ons het verlede Sondag 2 uur 'n beroerte gehad. 3 uur het die ambulans haar kom haal en hospitaal toe gevat. Dis verlede Sondag 2 uur in die oggend wat dit gebeur het. Dis vandag Sondag mense en hier sit sy in die kerk. Volkome herstel, geen nagevolge nie. Die Here is almagtig, hy's groot. Hy's 'n wonderlike koning. Hy's lief vir ons almal. Hy skeer ons almal met dieselfde skeer. Kom ons aanvaar hom in ons lewens, mense. Kom ons dank die Here vir hierdie groot eer en genade. Hy is lieflik, hy is wonderlik. Hy is ons God, die lewende God van Abraham, Isak en Jakob en ook van ons almal. Dankie Dominee. Kom ons gee die Here 'n lekker handeklap. Hendrik, Ria, dankie dat julle dit met ons deel. Melanie, dankie dat jy hier is vanoggend as 'n lewende getuienis van wat die Here kan doen. En ja, die van u wat saam met ons in die week gebid het, dis altyd lekker. Ons het baie gebedsgroepe, maar vanoggend kry die naam wat ons het, ek kry nie net 'n gesig nie, maar die mense is in persoon hier teenwoordig. Die laaste ding oor wat keer gebede, die opregtheid. En daarby sluit ek myself in. As die Here sê ek en jy moet word soos 'n kind, beteken dit ek en jy as ons in gebed met ons staan met 'n kinderlike vertroue hê. En as ding vir my verstand as volwassene nie sin maak nie, is dit vir my moeilik om dit te bid. Vir 'n kind nie. Ek sal nooit vergeet, ons oudste was so 4 jaartjies oud, ek het dit al met julle gedeel, maar ek wil graag weer vanoggend. In die gang, die dak daar kom by mekaar. En ons almal weet wat is flashing, hierdie staalplate, wat hulle daar sit in die water kom en dit gaan afgee toe. En op 'n manier, die wind was of wat, het die flashing wat oorvleuel geskuif, en daar was so 'n 2 duim wat toe die storm woed oopgaan. Die gevolg is al die water wat met die flashing afkom, is op die ceiling in die gang. En hy was angsbevange, as so 'n klein seentjie. En hy bid, liewe Jesus, vat die water weg. En weg is die water. Ek het na die storm op die dak geklim, ek het daai 2 duim gat met my eie oë gesien,
Ek het die flashing opgeskuif om dit te verhoed, dat dit weer gebeur. Ek kan nie verklaar, hoe daai water, toe daai 4-jarige kind bid, opgehou het om in die dak te kom nie. Maar dis 'n kinderlike, opregte gebed. En dit keer my en jou soms. Ek glo nie regtig dat die Here my vandag deur sy Gees sal lei as ek aanmeld vir diens nie. Ek glo nie soos 'n kind dat die Here vandag vir my sal wys op die onmoontlikste plek en tyd hoe dit lyk deur sy oë, hoe sy hart voel nie. As ek hierdie gebede wil bid, as ek wil sê ek sit in stilte en ek beleef die Here, ek kyk daar voor my, ek sien 'n muur oor my werksbank loop en onmiddellik beleef ek iets van die Here. As ek dit nie kinderlik glo nie, is dit vir my moeilik om daai gebed te bid. So mag dit ons nie keer om hierdie 3 elemente deel van ons gebedslewe te maak nie. En dan die maklike, hoe doen ek dit? Hoe begin ek dit? Die eerste is vaste afspraak. Besluit, as dit nie deel is van my huidige gebedslewe nie, ek maak 'n vaste afspraak. Of dit 'n uur voor werk is, of dit teetyd is, of dit etenstyd is, of wanneer ook al. Ek is in beheer van my dagboek, ek is in beheer van my tyd. En ek is die enigste een wat kan sê, dit is die tyd geleef vir my en my Vader. Ek identifiseer my eie sacred place. En dit hoef nie iewers langs 'n rivierstroom te wees waar die watertjies kibbel nie. Dit werk goed, al is dit in my werkswinkel, waar dit olie is rondom my, waar dit voertuie is rondom my, waar dit parte is rondom my, of dit in my tuin is of my binnekamer. Die plek wat vir my geskik is, sal goed wees vir die Here. En oefen dan die kuns van stil wees. As ek begin met 'n minuut en dit maak my ongemaklik na 'n minuut, gaan aan. 'n week van nou af kom ek agter, ek is al gemaklik met 2 minute. 6 maande van nou af 5 minute. Begin jou sintuie gebruik. Ek het vanoggend net een van die tarantale gehoor, want as hulle so loop, raas hulle nie. Maar ek het anders gehoor. En dan aanvaar as ek vra, Here, ek wil sien wat U sien, ek wil hoor, ek wil U hart voel, dat dit 24 ure 'n dag kan gebeur. Hy gaan my nie antwoord daar. Hy kan, maar hy kan enige tyd deur die dag. En as ek aanmeld vir diens, weet 24 ure 'n dag, gaan daai bewustheid oor my kom. Dis nou, dis hier. Die Here het jou diens nou nodig. Ek wil afsluit. I don't understand prayer, but I tried to pray and I tried not to pray. Praying works better. Tony Campolo. En dit is so. As ek vir iemand moet verduidelik wat gebed in my lewe beteken, sal ek dit met gebroke woorde probeer, maar net ek verstaan hoe dit in my lewe werk. En net jy verstaan, en julle as gesin, hoe julle dit in hierdie week beleef het. En dis nie nodig dat ons moet verstaan. Dis nie eers nodig dat ek moet verstaan hoe my eie gebedslewe werk nie. Want ek is besig om met die bonatuurlike God te kommunikeer. En dit per se maak dit uitsonderlik. Johannes 10. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. My own sheep will hear my voice and I know each one and they will follow me. Om die Here se stem te ken en te hoor en te erken, vra dat daar 'n nabye verhouding moet wees. 'n Intieme verhouding.
Dis vir my altyd koslik. Ons kinders is nou in daai fase en begin nou daar uitbeweeg dat die kindertjies baie klein is. So dan het jy nou verjaarsdag of wat ook al en daar's letterlik 10, 15 wat speel. Dan is daar een wat huil. Ek het nie idee watter een nie. Die regte mamma staan op. Ek ken my kind se stem. Dieselfde. 15 kinders speel. En een mamma sê, dis tyd ons gaan huis toe. Daar's net een kind wat reageer. Al 15 spring nie op en kom nie. Daardie kind ken hierdie mamma se stem. En hierdie mamma ken daai kind se stem. En dis wat hierdie gedeelte in Johannes 10 sê, wat gaan oor die goeie herder. Wanneer is die Here my goeie herder? Wanneer ek sy stem ken. Hy ken my stem. Die kuns is ek moet sy stem ken. Laaste opmerking van Jaco, gebed is 'n misterie wat die een wat bid op allerlei maniere verras. En die heel belangrikste bly om op te daag, om eenvoudig gereeld op ons knieë te gaan en te bid. Nie om gebed te probeer verstaan of om dit te verklaar nie. Mag die Here vir my en jou in staat stel om hierdie 3 eenvoudige gebedsmomente deel te maak van my en jou gebedslewe. En mag ons oor en oor hoor, dis 'n byvoeging om ons gebedslewe te verryk. Dis nie 'n refleksie dat enigstens iets in ons gebedslewe foutief is nie. Maar die resultaat daarvan, as ek hierdie 3 momente deel maak van my gebedslewe, is dat ek en jy makliker lig gaan wees. Makliker die lig in 'n donker wêreld sal wees. Amen. Die vraag vanoggend, is jy bereid om in stilte voor God te buig? Ons gaan 'n paar oomblikke gee van stilte. Dis 'n vraag wat jy in stilte moet antwoord. Here, ons is hier. En Here, ons sien uit om in stilte, sonder woorde, met U te gesels. Ja, Here, ek wil stil wees, en ek wil weet dat U die Here is. Van my lewe, in my lewe. In my doodgewone lewe, elke dag. Ontmoet my in stilte, Here. Mag ek U teenwoordigheid in oorvloed daar beleef.